Goeienaand en welkom hier by Bart Beraad en ons kuier vanaand weer saam met 'n ou bekende. Dis weer lekker om oor die Vuilrivier te gaan kuier. Ek dink ek het al begin onttrekkingssimptome kry, maar halfpad of 'n groot deel daarvan was ek wat nie my programme gedoen het nie. So ons hoop julle kuier lekker saam en vra vir ons al die moeilike vrae vanaand. Goeienaand Johan en welkom aan die oorkant van die Vuilrivier. Maar Alwyn, ja, lyk my ou moet jouself weer voorstel. Ons het so lank laas gepraat. Dis omtrent 'n lekkerte om weer saam te kuier. Ja, ek wou nou gesê het Johan, ek het laas met jou gepraat toe die Valdam leeg was. Nou loop die ding alweer oor. Ja. Maar loop hy oor van wat? Hoopelik van water, maar ek sal nou nie seker wees nie. Dit is ten minste die Vuilrivier en hy loop deur 'n paar plekke. Ek ja, 'n paar hoe sal mens nou sê die Engelsman praat van questionable plekke. Ek sien, maar dis oral 'n probleem tot daar in die noorde. Ek sien vandag in een van die blaaie, hulle sê tot daar in Palaborwa, dis nou 'n bietjie ver van die Vuilrivier af, maar tot daar loop die stront tot in die Kreerwiltuin in. Ja, hierdie naweek het hulle in hierdie dam hier buitekant Bloemfontein Balhardia gekry. Klaarblyklik. Mense wat daar geswem het. Ek sien Renier groet vanaand en ek sien hier's 'n paar mense wat kyk. Julle kan gerus saamgesels. Johan, maar dis nou iets wat ou nou amper gedink het. Ek meen, ek het daarvan geleer toe ek op laerskool was. Nou, dit is maklik so 3 jaar terug. Jy weet so, ek het gedog die probleem is nou al uitgesorteer. Nie seker nie. Ek het net gesien hulle het 'n waarskuwing gegee en nou mense daar geswem wat nie van dit geweet het nie en die het toe nou siek geword. So ja. Maar dan neem ek aan Balhardia as ek nou my standaard 2 of standaard 3, ek kan nou nie lekker onthou nie. Wat het ons gehad? Wat het ons dit geleer? Nee, dit was nie aardrykskunde nie. Maar in 'n geval, een van die vakke wat ons geleer het, was dit mos nou water wat nou min of meer stagneer, so ek neem aan die Volvaldam het nog nie daar verby julle gespoel nie. Ja, ek was nie daai klas daar nie. Ek het seker omgemis. Maar kyk, daai ene gaan lê nie in die Valdam nie. Die Valdam is mos nou maar meer noord van die Vuilrivier. Hierdie ene is die Modderrivier en hy voet in, ek dink in die Vaal of in die Oranje in hier af by Jacobsdal daar iewers ter in daai wêreld as ek reg onthou. Nee, nog verder aan Kimberley se kant. Maar nou is ek, die Modderrivier. Maar ja, die dam is net so klip gooi hier van Bloemfontein af. En so ek weet nie waar kom hierdie kiem nou vandaan nie. Johan, maar ek het jou vroeër die week gesê, jy moet nou nie laat feite 'n goeie storie beïnvloed nie. Weet jy, by ons in Transvaal, enige water wat van die noorde afkom, dan loop hy deur die hele Vrystaat, hy loop deur die hele Kaap, deur die hele Natal, en hy gaan iewers in 'n see uit. So dis wat ons weet, as hy hier verby ons is, dan let ons nie verder op in die klas. Ja. Nee, wat my net bietjie bekommerd maak, want soos ek nou gesê het, ek was nou nie daai periode, was ek nie by die skool nie, ek het nie geleer van dit nie, want wat my bietjie bekommerd maak is nou, die Balhardia, kan hy in die ondergrondse water beland? Of is hy nou nie so duidelik? Johan, soos ek nou gesê het, as ek nou 3 jaar terug kan onthou, en ons moet my nou asseblief nou nie hierso kom, julle kan gerus help in die kommentaar as ek nou strooi praat, ek kry dit gewoonlik goed reg, maar daai ding is mos amper soos 'n lewerslak tipe van ding. Jy weet, dit is mos 'n parasiet wat hier in jou ingaan, maar dit, as ek reg kan onthou, is dit gewoonlik stil water wat besig om te stagneer, so is nie goed wat vloei en goed nie, weet, so dis 'n poel wat nou daar lekker deur 'n plakkerskamp water gekry het en dan loop staan en nou stil en dan maar daai tyd het ons nou nog nie plakkerskampe gehad nie, maar in 'n geval, jy weet, dit is nou daai stilstaande groen water wat daar alle onheilighede in uitbroei, dit soos ek dit verstaan. Maar ek dink is 'n parasiet soos lewerslak of so iets. Affekteer hy nie ook jou lewer of iets nie? Kom, julle moet nou reg help hier, slim kykers hierso saam. Ja, ek weet nie.
Hy laat jou glo juk. Ja, nee, ek weet hy maak skade daar diep binne waar waslap nie kan was nie, soos wat ek nou verstaan. So ek verstaan dit nie. Maar Johan, toe ons nou gepraat het nou vroeër vandag oor waaroor ons vanaand nou praat, toe sê jy wil nou verskriklik graag oor die begroting praat. Jy het blykbaar nou alles gelees en is op datum met die goeie. Ja, is my nuutste stokperdjie is om te kyk 'n bietjie meer met die finansies en die goede betrokke te raak. En van volgende maand af gaan ek aansluit by 'n politieke party. Dan gaan ons bietjie beter politiek ook praat. Johan, ek sien Ek wil nou Balarsia praat hier op die program lyk my. Johan, ek sien Piet Muskiet laat weet hy dis niere en lewer. So jy weet ek kan onthou van 3 jaar terug. Jy weet dit is dan nie so lank terug nie. Ek het geweet dis iets met die goede te doen. Daar binne waar Waslappie kan was nie wat dit nou aantas. Maar Johan, ja, al wat ek nou weet van hierdie begroting is almal is nou kwaad en die ding is nou nog nie deurgevoer nie. En party ouens sê hulle gaan nou nie vir die ding loop stem nie vir die verhoging in BTW en die regering sê nou natuurlik almal is terroriste wat nou nie stem nie of pleeg hoogverraad of wat ook al. Hulle het mos elke keer 'n storieetjie. En dan is daar nou 'n paar goed. Ek moes nou voor die begin gesê het, hier is my opsomming van die begroting. Dan het hulle nou nie die belastingkerwe aangepas nie, en gewoonlik kry ouens verhogings. So wat nou hierdie jaar gebeur is, so daai belasting, het lyk nie, hulle het gesê hulle verhoog nie persoonlike belasting nie. Maar sou jy nou 'n verhoging kry as jy 'n nuwe kerf van betaal jy in elk geval meer belasting. So dit is maar 'n manier om belasting te verhoog sonder om dat dit lyk of jy belasting verhoog. Jy weet, dit is so legte ANC tipe manier van ding doen. En dan ja, hulle het hopeloos hulle gee weer vir die kaders wat vir die staat werk te veel geld. Ons begroting is te groot daarvoor. Ek sien nou hulle gaan vir die metaalplek daar in Newcastle ook 'n klomp, die langstaal aanleg gaan hulle ook 'n klomp geld gee sonder planne. Hulle deel mos net geld uit, dan hoop hulle die probleme raak weg. En al wat hulle regtig gaan doen, hulle het vir die taksman gee hulle nou nog meer geld sodat hy ons nog meer kan opskroef sodat niemand kan belasting ontduik nie, maar dit is al waarvoor daar regtig geld is. Vir die res is daar nie geld nie en dan is daar, so ek sê, geld vir kaders en salarisse. So dit is nou my opsomming in 'n netedop. Een ding wat ek oor bly is van die verhoging, as dit wel nie bly is nie, maar wat vir my half goed is as BTW verhoog word, betaal almal darm. Jy weet, want hulle het gewoonlik dan betaal ons net 'n sekere klomp betaal. As dit BTW is, betaal 'n klomp. En nou sien ek ou James Kemp, ek weet nou nie of hy daarna luister nie. James Kemp, ek weet daar's ander manne wat luister daar uit die Volksstaat uit. Nee, maar James Kemp is nie meer in die Volksstaat nie, hy is nou in Pretoria. Maar in 'n geval, ek sien hy skryf vandag daar Bakkiesblad dat daarom nie 'n verhoging of daar word daarom nie BTW gehef op afval nie. So ons kan nou ons skaapkoppe en ons lewerkoekies en ons skilpaadjies eet. Jy weet, dis daarom belastingvry. Maar die res van die goed geld die wet van Transvaal, maar so daar's my belastingopsomming. Johan, het jy enigiets om by te voeg? Wat gaan definieer word as afval? Ek het nog eers gedink, ek sê nou nogal eers hulle diskrimineer teen beeste, maar toe lees ek, dit is nou so Cyril Ramaphosa, my people and other people tipe van ding. Hulle sê ek probeer nou dink, die ding was in Engels, maar hulle sê all meats of all internal meats of sheep, chickens and other animals. So ek dink beeste val seker onder other animals. Soos ons nie onder our people val nie, maar other people. Jy weet, so ek dink dis hoe die goed werk, maar blykbaar op daai binnegoed betaal jy nie BTW nie. Ja, dit kan interessant word. Maar as jy nou byvoorbeeld 'n skaap in 'n skaap se pens indruk. Ek vra net, op watter stadium
is dit wat binne in die pens is afval. So jy maak nou so ouens wat die bees en dan druk hulle die vark in die bees en die skaap in die vark en die hoender En die hoender, die gans in die skaap, dan die hoender en die gans en dan die bosduif en die hoender en dan die tinkie en die bosduif en dan braai hulle die spilletjie. Dit klink vir my soos een van daai. Ja, ek dink as geleenthede as hulle BTW afval op die afval, dan kan dit weer help om hy 5de kwart te finansier. Ja, ek sien nou Ian, Adriaanse en Riek gesels ook saam naand manne en ons hoop julle kuier sommer lekker saam vanaand. Johan, maar iets waaroor ek en jy nou 'n bietjie meer van weet as belasting, al het ek nou baie kundige, jy weet ek het nou amper my Dawie Rood hierso uitgehaal om vir die mense te verduidelik hoe werk die begroting. Maar ons het nou lanklaas daaroor gepraat, maar dit gaan maar half oor die Engelse praat van homesteading. Ek dink die Afrikaans het ek nou sommer 'n nuwe woord geskep en gesê is maar plottery. Jy weet daar waar jy probeer om selfvoorsienend te wees en hierdie homesteading of maar plottery is nie net noodwendig beperk tot 'n plaas of 'n plot nie. Jy kan baie van hierdie maar plottery tegnieke kan jy in 'n groterige dorpserf ook aanwend. Ja, Alwyn, ek sukkel 'n bietjie om te hoor, hier's 'n reënby wat hier uitsaak op hierdie stand. Sê het jy gepraat van 'n groterige erf? Ja, ek praat nou oor maar plottery of homesteading, Johan. Ek sê net mens hoef nie noodwendig op 'n plot te bly nie, mens kan dit op 'n dorpserf ook doen. Ja, die tegnologie het so verander. Jy kry kan jy my hoor? Ja, ons hoor jou goed. So die tegnologie het so verander. Jy kry van hierdie torings wat jy opsit, dis jy gaan op met hom. So jy kan 'n klomp verskillende plante, ek dink dit is 40 plante. En dit is jy weet nie is 'n vierkante meter nie. So letterlik woonstelle, meentuise, maak nie saak nie, daar waar jy iets wil doen, kan jy nou iets doen. Die ouens doen met hierdie, ek kan amper sê microgreens, hierdie groen goedjies binne hulle binne die huis. So ja, jy hoef nie meer 'n plot te hê om iets te doen nie. Maar spasie is maar 'n probleem as jy wil groter gaan. Ek sien Jan laat weet, hy luister saam daar uit Melbourne uit en hy sê hy luister of hy hoor beter as Johan. Ja, maar Jan, daai ouens in die Vrystaat het so lanklaas reën gesien, as hulle 3 druppels kry, dan kan hulle nie hoor nie. Dan word hulle gehoor aangetas. So dit is, nou ons is dankbaar vir die Vrystaaters dat hulle reën kry. Alwen ek hoor iets van Vrystaat en reën. Nee, maar dan is dit reg. Dan kan ek lekker skert sonder dat jy my terug kan byt. Johan, ja, maar as jy nou praat van hierdie toring effekte, is dit nou doen hulle dit met hidroponika, want ek het gesien jy weet nou ja, hidroponika is seker die manier om te gaan as jy nou in 'n baie klein erfie is, maar as jy darm 'n redelike erf in die dorp het, is hierdie verhoogde beddings, jy weet of soos my bandetuin wat ek nou gedoen het, is dit iets wat jy redelik maklik kan doen en goeie grond insit en dan jy gou goeie grond wat jy baie kos mee kan produseer. Alwen, jy moet so 5 minute sê ek kan bakrol hoor. Ek gaan nou maar 'n bietjie gesels terwyl Johan niks kan hoor nie. Ek weet Afrifox vra ons moet op Afrikaans leer. Jy gaan maar moet gou leer jong, want my Engels is vinnig op. Ja, ek het nou gesien wat die ouens doen, veral ouens in dorpserwe. Hulle doen hierdie verhoogde beddings waar hulle jy weet hout pak of hulle doen self sinkbeddings en dan gooi hulle grond in die goede in. Baie keer koop hierdie ouens nou grond, jy weet hierdie sakkepot grond of wat ook al, want jy kan 'n goeie kwaliteit grond baie gou hê en dan hoe beter jou kwaliteit grond is, hoe meer is jou opbrengs. En wat hierdie ouens ook doen, daai jou digtheid wat jy beplant in so verhoogde bedding of dan jou eie bedding is baie hoër as wat 'n
wat jy in 'n gewone tuin, in 'n kommersiële tuin byvoorbeeld sal plant, want jy het goeie grond en jy sorg hierdie ding baie beter en jy sorg dat die ding nou heeltemal toegeplant is. As die son nou kom, dan jy weet dan verdamp aan nie nou soveel water nie. Jou beddings bly heeltyd redelik nat. Ek het nou hierdie jaar, ek het lanklaas die tamatie ding gedoen. Op 'n stadium met die tomaties is nie lekker met my geakkodeer nie, maar ek kan daarom weer die goed eet. En ek het die beste tomatie opbrengs gehad hierdie jaar as in baie jare. En my tomatieplante was op mekaar. Dit het nou regtig gelyk. Ek moes die sproeiertjie tussen hulle gaan soek. Ek het so 'n klein pypie met 'n sproeiertjie aangelê en dan het ek die ding mee nat gehou, maar die goed was so dig dat ek regtig die sproeiertjie moes soek en ek het net 'n paar bande op mekaar gepak en blare en druiwe en eie het ek meer gehad as wat ons is 3 in die huisgesin, meer as wat ons kon eet. Ek het veral die tomaties is ek besig om uit te deel, want dit is meer as wat ek kan produseer. So jy kan in jou eie plek kan jy, as mens nou net kyk na groente, kan jy 'n groot gedeelte van dit wat jy gebruik en jou gesin gebruik, kan nou self produseer teen redelik goedkoop. Ek sien nou Riek sê ook hy het botterskorsies gegroei teen 1/3 van die prys en hy het stadswater gebruik. En een Adriaanse sê gebruik hoendermis. Ek het nou die dag nogal 'n interessante stuk geleer wat mis betref. Dit klink of Johan nou weer kan hoor. Ek sien Riek, ek dink hy het 'n luisterhoring gekry soos jy gesê het. Maar in elk geval, ek het 'n interessante ding gelees oor mis, wat hulle die ontleding doen tussen hoendermis en beesmis en skaapmis en wat die goed is se voedingswaarde is en hoe lank jy goed in die grond hou. Hoendermis het een van jou beter voedingswaardes, maar hy hou nie so lank in jou grond nie. Dan's beesmis so in die middel en die skaapmis is die goed wat redelik lank hou. Maar natuurlik met hoendermis, ja, hy kan nogal redelik vir jou lewe as hy bietjie water gekry het, jy hom nie ordentlik ingespit nie. Maar hy bly nie so lank in die grond nie, maar hy het baie beter voedingswaarde as die ander. Johan, is jy nou weer by? Ja, ek kan hoor. Jy moet kyk na haasmis, konyne. Ek wil amper my verstout om te sê, hy gaan hulle almal klop op dink iets so stikstof. Bitter goeie, hy's amper te warm om te gebruik. As ek reg onthou, maar hulle is ook 'n baie goeie kunsmis is die konyne. En is nou nie almal se potjie tee nie, maar ook 'n vinnige boerdery as jy wil vinnig vleis produseer op 'n klein area, as jy bereid is om die hase self te slag ensovoorts en is 'n manier om vleis in die pot te sit. Kyk, weer eens dis nie werk nie vir almal nie, maar dis 'n opsie. Johan, ek het nogal hier by my, jy praat nou van hase, my bure het nou hase, maar hulle teel nie goed nie vir vleis nie, hulle teel dit nou vir mooi hasie. En ek dink die goed se populasie het nou 'n bietjie mooi vir die hasiepark. Weet jy hoe geneek is dit as daai ding deur elektriese heining? Weet jy hoeveel nagte het ek hier omgesoek na die haas toe? Want die ding spring heen en weer deur die heining. Dit is vir hom, ek dink hy spring tou. En dan elke keer gaan die alarm hier by my af en so moenie vir my vertel vir hase groot maak nie. Ek moet sê ek weet van 2 hase wat nie na hulle huis gaan terugkeer nie, maar ons sal dit nou maar daar los. Jy weet maar ja, ek is nou nie groot op daai haas nie, maar ek het gesien Johan, en dan lees ek daai Amerikaners, hulle praat nou nogal, ek weet jy's nou groot op die hoenders. Ek sien daar's baie van hulle wat reken eende is selfs beter as hoenders. Ek kan nou nie onthou nie of hulle gesê die voeromset is ook beter nie, maar die goed het blykbaar meer gehard, minder siektes, groter eiers. Weet jy iets van eende af? Ek sukkel om te glo dat die voeromset beter gaan wees. Want kyk, hy eet. Ek probeer hulle nou dik hou, maar hulle pak bietjie in. Hulle ja. So in terme van mortaliteite, in terme van siektes en so aan, baie beter as 'n hoender. Hy kan nie vlieg nie, so jy het net so 'n hoë draadjie nodig. 'n Jag aan soos 'n skaap. Lekker groot eiers. Die eiers is se voedingswaarde is hoër proteïen inhoud. So alles
die eende is amper 'n beter roep as die hoenders, maar ek is nie seker oor voeromset nie. Ek dink die hoenders van klop daarso. Ek dink die eende eet bietjie meer en ja, hy het maar weer sy amper sê sy water en sy goedjies nodig. Jy moet hom maar jy kan hom nie so dig in die hokke in het soos 'n hoender nie. Ek sien Angelique sê sy doen dit al 20 jaar, deel my oes met voëls, muise, slakke, sprinkane, wurms, maar kry genoeg borrelie oorskot. Ja Angelique, soos ek sê, met my tomaties deel ek nou die goed uit, maar ek het regtig hierdie jaar was ek geseënd geweest. Die voëls het my verbasend uitgelos met die tomaties. Die vorige keer wat ek tomaties geplant het, tussen die voëls en my labrador het ek bittermin tomaties gepluk, want daai labrador het gekyk as daai tomatie net so skynsel maak, dan pluk sy dit vir haarself. Jy weet, dis nou 'n hond wat tomaties vreet. Ek weet nie of julle al so iets beleef het nie, maar met daai brak het ek nie, maar hierdie jaar het ek nou net genoeg geplant, so sy kan maar en sy's nou al 'n ouer hond, so sy kan maar haar tomaties vreet, daar bly genoeg vir my oor. My tomatie oes was nou regtig goed. Maar ek wou nogal van jou klein tomaties plant, Johan, daai weet jy wat noem mens daai goed nie, maar toe ek nou verkeerde pakkies gekoop. Ek het gedog die Roma is die kleintjie, maar dis 'n snaakse, hy lyk amper so jam tomatie. Jy weet wat ek hom gekoop het en dan gewone tomaties wat ek gekoop het. So ek het net een boompie van die kleintjies, maar hy kom nou nie in 'n slaai nie. Hy dra nie genoeg vir my as ek elke keer in die tuin verbyloop nie, maar ek gaan volgende jaar dink ek gaan 'n bietjie meer van hulle plant. Ja, ek het nou beeshaard saad gekry by iemand waar ek opgewonde is. Ek wil volgende jaar die beeshaarte plant. En dan het ek hierdie jaar so geelietjie. Hy lyk amper soos 'n kalbassie. Hy is ook die grootte van die kersie tomatie, so amper sê so. Maar ook lekker so vir as jy in die tuin rondloop en sommer net pluk en eet so van die plant af. Jan, ek het nou die dag iemand het vir my 'n webtuiste gegee waar jy saad koop. Hulle praat van, nou moet jy help met Afrikaans. Ek probeer altyd Afrikaans besig, maar hulle praat van heirloom saad. Jy weet, so dit is nou ou saad wat nie gemanipuleer is of enigiets nie. En daar kry jy, as mense dit net 'n bietjie Google, dan kan jy daar kry saad wat nou nie meer geneek is nie. En enige ding se saad kan jy daar kry, tomaties, mielies, die werke. En dit is nogal 'n interessantheid. Johan, ek wonder nou, mens kan mos nou maar weet iets soos lucerne sit mos nou ook goeie stikstof in jou grond, en het jy al geëksperimenteer met hierdie goede waar hulle sekere gewasse saamplant. Ek is seker as 'n ou bietjie lucerne in jou tuin, as jy nou hoenders het, die hoenders hou van dit en die lucerne sit mos nou stikstof terug in jou grond in. Ek het nog nie veel van dit reg gekry nie. Ek wil nou volgende jaar my goed bietjie beter. Hierdie jaar was bietjie vinnig op my. Ek dink wat lekker kan werk is as jy byvoorbeeld jou boontjies, jou peelgewasse wat ook stikstof insit, dalk gebruik omdat hy net 1 jaar is. Lucerne is meerjarig, so lucerne moet jy vestig en klaar kry. Dis moeilik om dan nou, ek wil amper sê by hom weet te skoffel in en uit en wat ook al, hy maak ons nou maar sy wortelstruktuur. So ek weet nie, ek sal dalk eerder probeer met iets soos 'n boontjie om stikstof in te kry. Maar wat vir my meer interessant is, wat ek wil probeer regkry, is om die peste en pla weg te hou. Nou het ek met iemand gepraat hierdie jaar wat my verduidelik het, hy het hom, ek wil amper sê, soos in 'n sirkel geplant, en dan aan die buitekant het hy nou goed geplant, wat lyk my, die insekte weghou, die peste en pla hou nou nie van daai, en dan het hy na die middel toe die goed geplant wat nou meer vatbaar is, want my probleem hierdie jaar was uit en uit, hierdie ou pampoenvlieg en die motte en die goede, so jy kry vreeslik, die plante is mooi, en dan die oomblik as hy blom en die prikkies uit daar, as jy weer by hom kom, is hy vrot. En nou wil ek nie ooploop met die gif nie, want dan kan ek maar net so wel by die winkel gaan koop. Ek hou nie van die gif, en weet, as ek glifosaat wil drink, dan kan ek dit net so wel in die bottel gaan koop. So
So ek probeer so natuurlik en organies, maar dis moeilik en daar's 'n rede hoekom organies hoekom so baie mense bekommerd is oor organiese boerderye, want dis riskant. As jy pes of 'n plaag kry, dan jy moeilikheid. Want jy kan nie gifstowwe gebruik nie. Jy weet daar is nie ek kyk nou aan die hoender se kant byvoorbeeld. Ek het nou jy kan vrywei doen. Jy weet wat hulle praat van free range. Maar die oomblik as jy organies regtig wil gaan, nou moet jy wegbly van al jou, jy weet, medisyne en enstowwe en die klas van goed, maar die groot ding is jou mielies. Jou mielies is GMO mielies. Jy kry nie sommer in Suid-Afrika mielies wat nie GMO is nie en wat gesertifiseer is nie. En as jy dit kry is dit duur. So nou gaan jy moet betaal vir daai mielies om organiese hoenders te kan produseer. En dan kan hy ook nog steeds nie kompeteer met jou gewone groeihoender nie, want ek meen daai weet Kentucky hoendertjies is weet dis net 'n paar dae in en uit en dan gaan hy terwyl jou vryloop hoender vat maar sy paar weke wat hy groei stadiger, is natuurlik 'n baie beter kwaliteit. Maar dit kos jou. So dis 'n interessante debat wat ek dink wat ons nog nie lekker heeltemal onder die knie het. Ek sien Riek sê Afrikaners sou seker 'n peste weg en nou praat hy nou nie van die beeste of die mense nie. Ek weet die blommetjies, ek het gelees. Daar seker goed maar Riek, ek weet jy hulle praat ek dink Afrikaners saam met tomaties. En daar's verskillende goed en dan plant jy nou wat is daai goed met die persblommetjies wat so lekker ruik, die lavendel. Dit plant jy weer nou saam met ander goed. Ek weet ek het dit ook nog nie geprobeer nie, maar ek moet sê Johan, iets wat nou goed gewerk het hier in my bandetuin. En dan ek maar 'n klein motorband 13 duim band wat ek hierdie blare mengsel, hulle noem dit 'n klein blaar mengsel. Dit is nou want ek hou nie daarvan om die slaai-koppe te plant nie, want die ding gewoonlik hulle het 'n probleem met peste veral as jy hom nie spuit nie. En ek wil nou nie die goed spuit nie en dan jy weet hy vrot sommer gou en dan as jy nou daai ding af het, dan moet jy hom nou klaar gebruik. Waar hierdie blare wat jy kan hom gebruik vandat hy klein is, as hy so hoog staan, kan jy hom begin sny, en dan sny jy die ding, jy weet, as ek daai band hou vir my wraggies, 2-3 maande, dan voor jy hom nou klaar gebruik het, ek het nou nie presies gekyk nie, maar dit is omtrent so lank, so as jy 2 plant, ek het hulle nou, die eerste keer het ek die goed saam geplant, dit het 'n bietjie nie lekker gewerk nie, want toe ek nou oortollige van die goed, ek het hulle nou so 'n bietjie uitmekaar uitgeplant, sodat as die een klomp afgaan, dan kom die ander goed by, en dis 'n lekker vinnige ding, en hy groei winter en somer, so ek het hom verlede winter eintlik vir die eerste keer geplant, en hierdie somer ook, en hy het goed gedoen in die winter en die somer, dis nie 'n ding wat skrik vir ryp nie, jy weet, wat goed doen, en vir alles ou nou, lief is vir slaai, ek raak nou redelik rond, so ek moet ook nou meer begin slaai eet, so ek moet maar die blare plant, dat ou die regte goed kan eet, maar ek weet nie of jy die blare al geprobeer het nie. En ja, ek hou van 'n ding wat aanhou gee, ek hou nie van 'n ding wat eenmalig nie, soos kool en al hierdie goed wat jy net een keer plant en jy sny hom af, ek hou nie van dit nie. So ek hou van 'n ding wat deur die seisoen dra. So ons het dit ook al probeer, jy kry ene wat, soos jy sê, so gemengde pak, wat ons die blare geoes het, en het baie gaaf gewerk. Dit het regtig lekker gewerk. Die interessante ding wat ons wil by uitkom is, ek weet nie of jy hierdie nuwe dokumentêr gesien van The Need to Grow. Nee. Het jy gehoor van dit? Nee. Dit gaan oor die een Amerikaner het destyds gesê, weet toe vra hy, hoekom moet hulle so baie kunsmis sit? Toe sê hy vir hom, ja, maar jou oupa het 6 duim meer topsoil as jy gehad, boogrond. En dit gaan alles oor hulle beweer, oor 60 jaar, het ons moeilikheid, want dan is ons grond uitgeput, wêreldwyd, of wel in Amerika ten minste. En dis waar hierdie nuwe hernuwings, ek dink is hernuwingslandbou, begin kyk na grond as 'n lewendige organisme, of 'n lewendige entiteit. En weet, ons is geneig om als te wil doodspuit met gif, en dan kunsmis insit, en dan plant. Jy gebruik
laterland die grond bloot as 'n medium. Dis nie meer lewendige grond nie. En ek sien dit hier by my, hoe dood grond kan wees. As kind het jy aardwurms en goed uitgegrou en daar was goggaatjies en jy weet, dit was anderster in die lande gewees. En dit ek wil amper sê meer klinies geword en soos wat ons peste beheer in die klas van goed. En dis nou maar waaroor hierdie hele dokumentêr gaan is oor hoe kan ons weer die grond lewendig kry? En dis my nogal 'n interessante gesprek. Want as ons 'n tree teruggee, landbou is op pad na 'n perfekte storm toe. Is 'n ongelooflike ding besig om te gebeur en dan gaan dit vinnig gebeur en dan gaan ons in ons moeren wees. Dis die kort en die lank daarvan. En hoe meer mense dit kan besef, hoe groter is ons kans om deur dit te kom. Maar die perfekte storm is besig om te ontwikkel in die landbou. En hierdie is net een deel daarvan. Is byvoorbeeld die manier waarop ons plant en waarop ons grond met gifstowwe pap spuit. Ons is besig om onsself in 'n hoek in te verf. Johan, ja, ek wil nou 'n bietjie meer fokus op, ek wil nou nie eens sê bestaansboerdery nie, maar jy weet, ek sê die konsep van maplottery gaan maar basies om grootliks te probeer selfvoorsienend te wees en dan te ruil waar jy kan en jy weet, jou ekstra goed, soos Angelique nou gesê het, wat sy goed inlê, so dit gaan om soveel moontlik van wat jy kan selfvoorsienend te word, maar dit is half makliker om 'n kleiner stukkie grond weer vir jou grond mooi te sorg, as wat dit byvoorbeeld op 'n plaas is. Ek dink ons mense moet net begin anders dink daar, jy kan 'n groot stuk van die grasperk wat in 'n geval so baie tyd vat om die ding te sny, kan jy in beddings omskep wat vir jou kos kan produseer. En jy kan, as jy wel stuk gras het, ek het nou my komposhoop hier by my gras, ek moet eintlik die twee goed by mekaar uitbring, want ek het 'n hoop by die skape en ek het 'n hoop in die tuin vir die gras, maar die ou met die kruiwa is 'n bietjie lui, hy wil nie die twee noodwendig by mekaar uitbring nie, maar jy weet, as jy net al jou grassnysels nie weggooi nie in 'n vullesak gooi, laat dit op 'n ander ou se hoop of op die munisipaliteit se hoop gaan lê nie, en jy maak 'n komposhoop en jy kan selfs die buurman se gras kry. Ek is seker die buurmanne, jy weet, baie van hulle gaan net te dankbaar wees as hy sy gras vir jou kan gee. En jy kan 'n komposhoop in 'n hoek van jou erf bly en so bou jy jou eie grond eintlik redelik maklik op, sonder dat dit jou noodwendig hoef baie kos te kos, jy weet, en as jy mis of iets kry, kan jy dit bywerk, maar jy kan eintlik jou eie kompos redelik goedkoop maak, maar net wat jy gewoonlik weggooi en wat jou buurman nou weggooi. Dit is 'n groot ding. Ek het net begin deur te besluit, ek gooi niks weg nie. Nou, wat lekker is van die hoenders, is jou hoender verwerk 'n klomp van jou kos. Alles wat hy nog kan eet hy en verder krap hy en skrop hy en so byvoorbeeld my buurman op die oomblik het 'n redelike paar wat lemoene, maar 'n klompie van hulle het nou gaatjies in en dis so hy gooi dit met deur die draad, want dis nou vir hom is dit maklik, want hy hoef nou nie 'n plant te sien om ontslae te raak van dit nie, dit maak nie vlee en goed by hom nie. Hy rol dit met onder deur die draad. Ek vat dit hoenderhokke toe. Nou ja, my hoenders eet nou lieflik aan, hulle eet hom, alwen jy sal nie glo nie, dat net daai buitekantste groen, daai stukkie groen is al wat oorbly. Verder daai wit pikkele uit hulle. Maar nou is die argument, ek gooi alles wat kan vrot, hy moet kan vrot, alles organies wees, in daai hok in. Want as die hoender hom nie eet nie, is die ander opsie is hy gaan daarso verrot, en of hy gaan goggas trek. En waar ek wil uitkom is om te sê, maar 'n hoender is eintlik 'n ding wat goggas vreet. Dis eintlik 'n natuurlike dieet. So vir hom om sy aminosure en sy proteïene in te kry, moet hy eintlik goggas eet.
Die een oom by wie ek die bosvelders gekoop het, sê hulle sit in die nag, hulle het so een van hierdie liggies wat in die dag die son laai en in die aande, dan sit hy die liggie nou daar by die hoenders. Dan soos by die motte en die goggas na die liggie toe kom, hy sê so voer hy sy bosvelders en dan staan hulle nou vreed dik daar so op die goggatjies en goetertjies wat na die lig toe kom. Is oulike planne hierdie. Dit is nie, jy kan dit nie met 1 miljoen hoenders doen nie, maar as genoeg mense dit op klein skaal doen, kan ons alweer 'n stukkie, jy weet, 'n stukkie aan die gang kom. Maar ja, wat jy maak is, niks word weggegooi nie, alles word herwin en teruggewerk en daai is ek wil amper sê die basis van die beginsel. Jan, ek het nou hierdie hoenders by my, maar ek moet nou nog een of ander tyd 'n paar van die goed op die hok sit, want hulle loop nou net hier rond by my maar hulle kykens word ook nie so baie nie, want ek sien hier's 'n reier by my wat ook hier bly. So ek dink die reier help om die hoenderpopulasie in bedwang te hou. En die rondloperkatte en so, tot as hulle kan wegbly van die honde en die klas van goed. Maar ou Jannie die donkie, hy loop hier om my kantoorgedeelte en as hy nou, jy kan nie glo nie, as hy gemis het, gewoonlik in die begin het ek geloop en mis opgetel 1 keer 'n week, maar hier's nou so baie hoenders, man, dit is sê uur, as daai donkie klaar gemis het, lyk dit of jy daai mis oopgehark het. Dan's daai mis soos hoenders omgeskrop het hom oopgehark, die gras is te dankbaar vir dit, hulle breek hom dadelik af, jy weet, dit is, soos jy sê, dis natuurlike prosesse, waar jy op die einde van die dag eintlik arbeid spaar, en hulle, ek weet nie wat kry hulle die mis uit nie, maar hulle krap daai mis, laat hy oop lê. Maar so gepraat van hoenders, het jy al gesien, hoe kan 'n hoender 'n muis vang? Muise, ja. Nee. Ja, ons het lank terug, toe ek nou nog amper jonk was, toe ons die melkboerdery gehad het, dan as jy nou die krale skoon maak, waar die koeie in die aand slaap, hulle het in die aand in 'n kamp langs die stal geslaap, dat jy in die oggend hulle net kan oorjaag en melk, en dan gaan hulle uit, en daar het jy nou gevoer, daar het voerbakke gestaan, nou maar van tyd tot tyd moet jy nou maar, veral as dit nou reenseisoen is, moet jy dit redelik gereeld skoon maak, sodat daar nou nie te veel mis in jou krale is nie. En as jy die bakke wegskuif, daar's altyd 'n klomp muise wat onder daai goed nes gemaak het. En dan daai rondloper hoenders, jy dink nog jy skuif, en as jy op 'n muisnes kom, dit is amper asof 'n hoender jou uit die pad uit wil stamp om by daai muise uit te kom. Jy kan nie glo, jy sien die muise, volgende oomblik is die muis weg en 'n hoender hom aangesluk. So hoenders is eintlik, ja nee, hulle is eintlik karnivore ook, jy weet, hulle vreet groot goed, hulle enige peste en plaas, jy gaan ook nie, ek weet nou nie of hy 'n rot sal baas raak nie, maar 'n muis het ek al gesien, hy maak vir hom klaar. Ja, kyk, hulle is aggressief, veral die ou bosveldertjies wat ek nou het, is blyklik 'n redelik aggressiewe ding, so hy sal die rot aanval, maar glo hom nie maar wat die ouens wel doen, en veral in Amerika is daar nou 'n hele paar video's wat die rondte doen, as hulle 'n bok geslag het, of as hulle karkas, as hulle vleis gewerk het, daai bene, gooi hulle op by die hoenders in. Nou as jy al gedink het hoe skoon 'n been kan kom, gee hom vir 'n hoender. Hulle pik hom dat hy wit blink skoon is. Hulle eet al daai vleis. Hy eet vleis, ja. So dit het ek al gesien, maar dat hy nou 'n muis vang is nou die eerste wat ek dit gehoor het. Nee, ek is dan miskien 'n synige skepsel, want ek sal nou nie daai been vir hom so gooi nie. Jy weet, ons het as ou nou gelukkig is om 'n jaar te gaan jag, dan kook ek daai bene so af teen die tyd wat daai been wil 'n hoender nie vir jou kyk as jy daai been vir hom gooi nie. Ja, maar ek nou terug, net gepraat oor die melkery en goed, en dit is 'n punt wat Erik op 'n stadium gemaak het. Toe sê as hy nou vir iemand R100 gee en sê gaan koop vir my melk by iemand, maar dit mag nie in 'n winkel wees nie. Hoe ver gaan jy moet ry om melk in die hande te kry? En daai ding het nogals met my kop gesmokkel. Hoe ver gaan ek moet ry om melk te kan koop as dit nie in 'n winkel is nie? Met ander woorde, hoe ver van my af is die naaste ou wat melk produseer, wat melk self melk, en hoeveel melk het hy en kan ek by hom koop, en jy weet hoe groot areas sal hy moet bedien as daar nie melk is nie.
daai ding laat jou besef maar ons is regtig eintlik in die moeilikheid hierso. Johan, ek is gelukkig, ek minder as 'n kilometer kan ek by melk uitkom, maar kyk, maak nie saak wat melk in 'n winkel kos nie. Dit is 'n winskoop. Glo my, as 'n ou deesdae vir my 'n melkkoe persent wil gee, dan gaan hy nou 'n vriendskap ruïneer. Dit is iets wat 'n ou doen as jy regtig kwaad is vir jouself. Nee, ek spot, maar ek dink van al die goed wat jy kan doen is van al die tipe boerderye en elkeen het sy uitdagings, maar melkery is sieldodend want dit sit nooit af nie. Dis 7 dae 'n week. Dis permanent in die stal. Jy het glad nie maatjies hier as jou vrou iewers heen wil ry en sê nee, kan ek net 'n bietjie rus. Jy weet, want jy kan nie sê ek gaan nou 'n naweek afkry nie, want daai koeie moet 2 keer of party ouens is mal genoeg om 3 keer 'n dag te melk. Maar dit is seker ouens wat helpers in die stal het, maar dit is, ek haal my hoed af vir 'n melkboer. Ek het dit gedoen en vir tot die ekonomie naderhand gemaak het, dat net 'n werkskepingsprogram is. Ek weet nie hoe lyk daai wiskunde nou nie. Ek dink nie dit lyk veel beter nie, maar dit is ouens wat ek die wêreldse respek voor het, is 'n melkboer. Glo my, ek het dit gedoen. En deur die genade doen ek dit nie meer nie, maar dit is, kyk, daai opstaan op 'n vroeë wintersmôre elke oggend. Nee, dit is sieldodend. So dis hoekom ek sê nee vir die melkerye. Ek het nogal gedink, miskien nog 'n melkbok. Ek sou miskien nog kans hier vir 'n melkbok, miskien net 2, maar meer as dit nee, dankie. Ja, ek het self groot geword in 'n melkstal en dit was nog in die tyd net wel, ek het my verstand kom kry. Toe was dit nog met die hande gemelk en toe later daar toe 'n masjiene bygekom. Dit het nou 'n bietjie beter gegaan. Maar nee, ek hoor jou, jy moet regtig lief wees daarvoor of jy moet regtig wil dit doen. Dis nie om maar daai, dis 'n langtermynverhouding. En maar het jy geweet roumelk is onwettig om te verkoop? Ja, Johan, ons het nog daai tyd toe die staatsveearts nog gewerk het. Ek sien daai manne daar in Natal met die RPO se goede, hulle is almal kwaad. En lyk my nie die staatsveeartse doen mee hulle werkie, maar die staatsveearts het 1 keer 'n jaar by jou uitgekom om jou beeste te toets. Ek is seker ek weet nie of jy dit kan onthou nie, maar jou beeste, jou melkkoeie is almal getoets vir brucellose en vir TB. En eintlik hoekom die roumelk ding nie verkoop mag word nie, is omdat beeste kan TB kry en dan in melk wat nie gepasteuriseer word. Die pasteurisasie maak eintlik die TB dood. Maar nou weet ek nie, as jou beeste mos nog getoets het, hulle het nie TB nie, hoekom kan jy nie rou melk verkoop nie? Ek is seker dit is iets waar daai ouens ons nou weer doodgereguleer het met iets wat nie regtig sin maak vir my nie. Ja, want soos jy sê, as jy goed skoon is, ek verstaan dat daar standaarde moet wees. Ek verstaan dat enige iemand nie enige ding vrot en vol bakterieë en vuil en wat ook al kan verkoop langs die pad en maak as wat skoon melk is nie. Ek verstaan dit. Ek verstaan dat moet higiëniese praktyke toegepas word ensovoorts. Maar die feit dat dit onwettig is om melk te verkoop, dit maak nie vir my sin nie. Jy weet, as ek as koper die risiko aanvaar om te sê ek verstaan die risiko hierso, ek koop die rou melk, maar ek verstaan, ek vat dit op my. Dan is dit mos nou my indawe. Dit is mos nou niks met die staat uit te waai of met wie uit te waai nie. As ek dan vuil vrot melk wil koop, dat ek vuil vrot melk koop. Dit maak mos nie saak aan jou nie. So, weer eens, gepasteuriseerde melk is dan nou veiliger ensovoorts. Maar as ek willens en wetens rou melk wil koop, dan is dit mos my volle reg om dit te kan doen. Johan, om tapmelk te gaan koop, ek weet nie. Johan, met hierdie lang lewe melk wat nou allerhande prosesse deurgaan, ek is nie oortuig dat dit goed of dat dit beter vir jou is as roumelk nie. Inteendeel. Iets wat melk wat nie, het jy nou al daai goed gesien, daai melk word mos nie, party van daai goed hy word nie eens dik nie.
Daai ding vrot net. Ja. Hy word nie suur of soos gewone melkie so. Dit kan ons nou nie vir jou goedkoper wees nie, maar ek wil nou by 'n ander interessante ding 'n vraag vra. Dink jy nie ons hier wat nou in Afrika groot geword het met meer met beeste nie, kyk 'n bietjie verby na verby bokke. Melkbokke, ek sien in daai ouens van ons wat nou Amerika toe wil gaan, hulle sal maar die bokke gewoond raak. Nee, ek sien by hulle noem dit nou maar homesteaders, hulle maar plotters, is bokke 'n groter ding as wat beeste is. Hulle het eerder melkbokke as wat hulle melkbeeste het. En ek weet ek het destyds, dit was nou toe ek gemelk het, was die daarvoor internet, maar selfs toe kon ou lees dat 'n bok se voeromset is baie beter as 'n beeste. So vir die hoeveelheid kos wat jy gee, kry jy meer liters melk vir wat 'n bok jou gee as wat 'n bees jou gee. En dan is dit ook 'n melk wat baie meer vaste stowwe het, so dit is 'n baie meer voedsame melk. As jy byvoorbeeld botter en kaas en die klas van goed melk, gaan jy meer kry per liter ook as beesmelk. Ek dink ek dink is maar seker omdat ons nie bokke regtig gewoond is nie, dat ons baie keer verby die goed kyk. Ja, ek weet nie eens hoeveel liter gee hy nie. Weet jy naaste my wat gee 'n bok? Johan, ek het geweet, maar ek het nie so goed opgelet soos in die Balaja atlas nie. Ek gaan vir jou jok, maar ek is seker as jy nou 'n goeie bok het, behoort daai bok jou seker 2 liter te gee. Ek is seker goeie bokke sal jou seker meer gee. Ek raai nou maar, dit is 'n wille raai. As iemand meer weet van bokke, kan hulle gerus sê. Maar nou sien ek Riek sê daar's mense wat geneties nie laktose kan hanteer nie. Maar ek dink baie van hierdie goed het uitgekom. Riek is 'n interessante ding. Ek dink baie van hierdie goed kom uit oor dat ons geoormedikeer is. Jy weet, ons praat nou juist mense wat te veel. Hulle het nou die dag gesê, wat is die hoeveelheid mense wat nou blykbaar nie meer kan grondboontjies eet nie, maar dit is op 'n stadium met die gesondheidbeheerraad of wat ook al nie aanbeveel, jy mag nie grondboontjies vir jou kind gee voor hy 10 is nie, want daar was nou 'n bietjie allergies en met baie van dit wat later in hulle lewe eers grondboontjies is, het die hoeveelheid grondboontjie allergie die hoogte ingeskiet. Die wat dit bietjies vir die kleinkinders gee, het amper nie dit gesien as 'n probleem nie. En ek dink dit is met die laktose ook dalk 'n ding, en ek wonder nogal of jy regtig daai probleem gaan kry met rou melk, die laktose ding, of dit 'n ding is wat nog so, jy weet, ek vra die vraag, ek ken nie die antwoord nie. Wat nog so groot probleem gaan wees met rou melk, want kyk, baie van daai wat ons nou nie, babetjies wat byvoorbeeld nie kan beesmelk drink, gee hulle bokmelk, en ek sien party praat nou van donkiemelk ook, maar ek het nou nog nie 'n donkie probeer melk nie. Ja, ander ding is kameelmelk of wat ook al. Kyk, jou volgende vraag wat jy moet vra saam met dit albei is natuurlik wat word daai bees gespuit en wat word daai bees gevoer en wat word daai bees gedous en wat se omstandighede, want dit het net so intensief geword en ek weet nie of daai behandelings 'n impak het op die melkie. Kyk, toe ons groot geword het, nê, daar was niks so lekker soos vars volroom melk, koue melk. Man, jy kan nie koeldrank maak wat so lekker soos daai yskoue melk, daai romerige melk. Maar ons het goed soos, jy weet, voerswaal gebruik en jy weet, die ou mense het organiese goed gebruik. Hulle tabakstof gebruik vir sekere goed en hulle het sout gebruik en Engelse sout en jy weet, dit was sulke boererate geweest. Daar was nie net medisyne en gif of dousgoede en jy weet vir alles nie. Daar was 'n basiese medisyne geweest, maar die res was maar baie, ek wil amper sê, noem dit maar oudtyds. So jou beeste was nie
oorspuit en oorgemedikeer en wat ook al nie. Maar en hier's die probleem waarmee boere sit, nie? Kom ons gaan terug na byvoorbeeld grane. Nou sê jy vir jou, wil jy sommer jou GMO mielies waarop jy daai glifosfaat of wat ook al spuit, maak ons siek. Maar hy kan nie anders as om daardie goed te plant nie, want as hy enigiets anders te plant, gaan hy nie 'n oes maak wat hom op die plaas kan hou nie. En dis waar die hoek is waar ons self geverf het. So hulle is afhanklik van hierdie saad wat ek wil amper sê gemanipuleer is, sodat dit saam met die gifstof kan loop, sodat hulle 'n groter oes kan maak, sodat hulle hierdie laer pryse kan absorbeer en nog steeds kan oorleef. Want as hulle regtig moes, ek wil amper sê organiese goed geplant het, moes hulle baie meer daarvoor gekry het, en sou ons dit nie kan bekostig om te koop nie, en dan waar is dan? En dis die moeilikheid van landbou op die oomblik. Van die een kant het ons ek wil amper sê die groot maat produksie wat afhanklik is van genetiese gemanipuleerde goed, wat afhanklik is van gifstowwe en want dit is so intensief. En aan die ander kant sit ons met hierdie revolusie op hande waar 'n klomp mense sê, maar ek soek nie die gifstof nie, ek soek nie hierdie genetiese gemanipuleerde, ek soek organies, ek soek tradisioneel, ek soek gesond. Maar ek kan dit nie noodwendig bekostig nie. Jy hoor wat ek sê, daarom moet ek dit net myself probeer doen. En ek dink dis die dilemma vir baie van die boere op die oomblik. Plant hy die goed en oorleef finansiëel, of gaan hy net van die grond af gaan, want op 'n ander manier gaan hy dit nie maak. Ek sien om terug te kom na die melk. Riek sê anders volkiges verkies dikmelk. Hy sê baie kan nie suiwer melk drink nie. Riek, ek dink dit is maar net omdat hy nou daai ding in 'n kalbas gooi en hy los dit daar in die hut, en as hy vanmiddag daar kom, is hy blerrie goed dik, want hy kon dit nie koel hou nie. Ek dink dis maar hoekom hy voorliefde gehad het vir die dikmelk, is omdat hy nie goed kon blerrie koud hou nie. Maar die beste melk was, as jy nou van 'n trekker af in daai son heeldag gesit het, nou nie hierdie hedendaagse trekkers wat jy ligversorger en goed in het nie, daai trekkers wat die son vir jou kyk heeldag sonder 'n dakkie. En jy kom in daai melkstal en jy skep met jou blikbeker so uit daai melktank uit. Johan, jy het nou gepraat van lekker melk. Ek dink nie daar's lekkerder melk as dit nie. Ek sal my kop op 'n blok sit. Ek sal my voortande gee daarvoor, maar nou nie soveel dat ek weer sal begin melk nie, maar daai was die lekkerste melk. Maar wat ek nou wou terugkom oor die bok ding. Johan, as mens nou die bokke begin dalk melk, dan kan jy mos 'n manier om vleis te produseer. Jy hoef mos nou nie oormaat bokke aan te hou nie. Ek dink jy kan seker daarom of nee, ja, voor ek nou by die bokke uitgekom het, ekskuus, ek onderbreek myself nou met my melk, maar jy praat van die boere wat nou hierdie probleme het om hulle self op die grond te hou. Ek dink dit is met die melkerye ook maar so. Ek meen, jy het in die ou tyd het jy 'n koei 10, 15 jaar gemelk, afhangende van hoe goed Blommetjie nou aangaan, en sy het heeltyd al melk gegee. Sy het nou miskien 40 liter gegee nie, maar sy het 'n goeie 10, 15 liter op 'n dag gegee, en jy het daar 10, 15 jaar gemelk. Ek praat nie van ouderdom nie, wat sy fisies in produksie was, maar deesdae spuit hulle koei BST en dan melk hulle daai koei in 4 of 5 jaar, melk hulle daai koei klaar. Na 5 jaar is daai koei uit produksie, en daai koei moet gaan slagpale toe gaan, want dan sy opgemelk. Jy weet, met die goed wat hulle spuit. Nou, ek dink ook nie dit kan 'n goeie ding wees nie, Johan, en ek wonder of dit nie ook deel is met hierdie probleem van die sogenaamde laktose probleme en goed. Is dalk nie die mense wat 'n probleem het nie, is dalk die snert wat hulle die beeste gespuit, en as jy dalk weer na 'n meer natuurlike ding toe gaan, dat jy self 'n blommetjie aanhou, of self 'n bok of 3 aanhou, dan is ek oortuig jy gaan baie gesonder lewe. Ja, absoluut. As jy in beheer is van jou kos, weet jy wat ingaan en jy weet wat uitgaan. So jy kan beheer en bestuur. En ek dink dis die belangrikste ding. Ek dink nie jy gaan goedkoper kan doen. Baie mense dink, hulle gaan nou 'n tuintjie maak want die goed is duur in die winkels. Moenie daai fout maak nie. Hy kos jou. Dit wat jy in tyd en energie en geld selfs insit, jy is duurder as wat jy
by die winkels gaan koop, maar dit het ander voordele by, dit is gesonder, dit bring jou buite in die natuur, dit vul jou lewe, dit het 'n ander impak op jou lewe. So, doen dit, as jy kan. Maar moenie dit doen as gevolg van net finansiële redes, want ek dink nie jy gaan kan kompeteer teen intensiewe landbou wat op groot skaal produseer nie. Die vraag is op die einde van die dag, hoe speel dit uit? Jy weet, waar hou hierdie, ek wil amper sê, intensiewe boerdery op, en waar skop die mensdom terug, op watter stadium, jy weet, ek weet nie, daar gaan altyd mense wees wat moet eet, maar wat my vraag was gewees, jy praat nou van die bees wat lepel in die bek loop en wat soveel goed geënt en gespuit word. Op watter stadium is jou dier so hoogs geïndustrialiseer of 'n fabriekdier, dat jy maar net so dat die vleis in die laboratorium kon maak? Jy weet, waar is die ethiese ding daarvan? Ek verstaan dat jy moet kompeteer en ek verstaan dat jy moet 'n wins maak, maar my vraag bly, op watter stadium is dit net so goed so fabrieksvleis? Want dit wat jy insit in die pype, jy weet, die medisyne gaan sommer net reguit by die pyp in, by die pyp uit. So dis nogal een van daai vrae wat ek wonder baie daaroor. Ja, dis nogal 'n interessante vraag. En Johan, soos jy sê, ek het nou 'n paar skapies hier by my en ek wil nie die som maak wat die skape my kos voor in my bord opland nie, want as ek in die slaghuis kom, dan wil ek amper op my rug val as ek die pryse daar sien, maar ek dink as ek my goed moet verkoop teen 'n wins, kan ek dit nie omtrent goedkoper verkoop as die slaghuisprys nie. Jy weet, en dit is nie, die slaghuisprys is ver van wat die boerprys is, weet, wat die boer kry daarvoor, so dit is, jy weet, jy gaan nie, jy droom as 'n boer om slaghuisprys te kry, maar jy weet, as jy jou goed organies, as jy hulle nie enige snaakse goed gee nie, dan, weet, as die ouens praat met die skape, en die ouens wat daai skape op soveel maande, dan slag hulle daai ding, en dan, jy weet, dan luister ek altyd na die ouens, dan dog ek net, my boerdery loop nie so nie, my skape word ouer, maar dit is seker omdat ek, jy weet, voor ek hulle slag, want dit is seker omdat ek nie die ding, ek gee die ding seker nie snaakse goed nie, dan vat hy nou maar langer om te groei, jy weet, maar dan weet ek teen die tyd wat daai ding in my bord eindig, hy is miskien ouer, maar jy weet, ek weet wat in my bord is, jy weet, maar dit is as jy hierdie goed begin self doen, maar ek dink ons het nou eintlik die gesprek, die tyd is nou te kort vanaand om aan al hierdie goed te raak, maar jy weet, ek dink ek weet nie eens wat is die regte woord nie, satisfaksie is nie vir my die regte woord nie, want ek dink nie dit omskryf dit genoeg nie, maar om op die einde van die dag, as jy 'n bord kos voor jou het, en jy weet jy of 100% of 80% of alles net 50% van dit wat jy vanaand eet en aan jou gesin voorsit, kom uit jou hande uit. Jy weet, dit is moeilik om vir iemand te verduidelik wat dit daar in jou innerlike binneste doen. Dit is vir my 'n lekker wat ek moeilik kan oordra, en party ouens wat nie hulle vingers in die grond het nie, verstaan dit nie. Jy kan dit nie vir iemand verduidelik wat dit nie het nie, en ek dink jy het op 'n stadium gesê ons boere neek altyd terug grond toe, so ek dink dis maar een van daai dinge wat ons ook maar doen omdat ons nie anders kan nie. Ja, maar is daai video wat ek vroeër die week opgesit, daar's nie 'n boer wat graag as hy eendag klaar geboer het, 'n loodgieter wil word, of 'n elektriesien of 'n ouditeur nie. Maar daar's auditeurs en loodgieters en wat eendag as hulle klaar is met dit wil gaan boer. En dis die verskil. Dis die verskil. Ons gaan van die plaas af, dan stuur jy op paai om te gaan leer en om te gaan jy gaan maak geld of jy gaan in 'n beroep in, sodat jy eendag kan gaan boer. Gaan kyk na jou prokureurs, gaan kyk na al jou ryk mense. Wat is die eerste ding wat hulle gaan koop as hulle nou regtig geld het?
hulle gaan koop weer grond. Dis inherent deel van ons wese en jou opskrif vanaand praat ook oor die idee van volksstaat. 'n Volksstaat is niks anders as 'n klomp ouens wat weer terug gaan boer nie. As jy aan grond dink, as jy aan Engelse hulle praat mos van land, jy weet ons is grond, maar as jy aan stukkies grond, lappies grond dink, dan word hierdie lappies grond die volksstaat, of die volksstaat gaan die lappies grond wees, dis die houer van hierdie aspirasie, hierdie hoop en drome wat ons het om eendag weer terug te gaan plaas toe. Want in Suid-Afrika kan jy dit nie op die oomblik doen nie. Jy kan nie, 'n jong man kan nie gaan boer nie. Daar's net 3 maniere waarop jy in die landbou inkom. Of jy moet dit gaar erf, en dan moet jy dit ook reg erf. Want as jy dit verkeerd erf, gaan jy dit nie hou nie. Jy moet dit reg erf. Of jy moet een of ander lotery wen en miljoene hê om te spandeer. Of jy moet gaan werk en jou geld op 'n ander plek kry en dat terugfilter in 'n grond en om 'n boerdery. Dis al hoe jy in landbou inkom. Daar is nie meer 'n landbank wat jou van jou voete af kan ophelp, weet aan die gang kan kry nie. Daar is nie die landbouorganisasies sit nie jong boere op die grond terug nie. So die selfvoorsienendheid, hierdie idee van selfbeskikking oor om onsself te regeer, hopelik. En dit is waar ek opgewonde raak oor, is daar iemand wat sê maar dit begin by om selfvoorsienend en weet selfbeskikking te lewe in jou eie huis en om vir jouself te kan sorg. En as ons daardie kombineer en ons kan dit bymekaar sit, al hierdie lappies grond van mense wat wil ene bok aanhou en ene hoender en ene koolkop, wat ook al. Yes man, as dit jou nie opgewonde maak, is ek nie deel van dieselfde volkie man. Dis vir my waaroor dit gaan. Nie die politiek daar agter nie die somme en wat ook al nie, of die begrotings en daai goed, ek het daai klasse gemis. Maar kan jy jouself indink? Kan jy jouself indink 'n gemeenskap soos wat toe ons groot geword het met plotte man, plotte. Die kultuur wat daar is tussen die mense, die oggend as jy buite kan staan en jy hoor daai oggendlewe, wat jy net kan hoor, jy kan nie in die stad hoor nie man. Jy weet, dis die goed wat ou moet na uitsien, maar in elk geval ek praat seker nou te veel. Ek sien William Lee sê 'n goeie melkbok kan maklik 3 liter melk gee. Hier in die Heidelberg omgewing weet ek van ten minste 5 melkerye waarvan 1 besenbok en bokmelk produseer. Een melkery lewer selfs melk, kaas, yoghurt, ensovoorts tuis af. Johan, maar dit laat my amper weer moed sien om te melk. Ek weet net nie of daai winters, maar dan gaan daai bok, ek weet nie of hulle so blerrie temperamenteel is soos 'n melkkoe wat op haar tyd gemelk moet word nie, maar as ek haar 'n bietjie later kan melk, dan kan mens amper, want kyk as jy een melkbok het, maar jy weet dit is nou die ding, daai ding moet dan droog op 'n stadium en sy moet nou ram vat en dan het jy nou weer 'n ram nodig en 'n bok en dan kan as daai een droog is dan jy nou weer 'n ander een nodig, so dan jy nou ten minste 2 nodig, maar dit is ook nou nie goed genoeg nie. So dan raak dit nou skielik weer 'n boerdery, maar jy weet as jy dan sê 3 melkbokke ooit het om mee te begin, dan gaan jy weet want dit gaan jou besig hou as hulle meer raak, maar dan gaan jy meer melk hê as wat jy kan gebruik. Ja. Hoorie Johan, maar baie dankie. Ek sien ons tyd is nou regtig op. Ons is nou al hier weer oor ons quota en dit was nou so lekker gesels. Ek dink ons kan nog 'n uur aangegaan het. Ek sien Renier sê hierso bevredigend. Ja, Renier, bevredigend is 'n mooi woord, maar ek dink ook nie dit omskryf heeltemal die gevoel nie. Dit is dis een van daai goed wat baie moeilik beskryf word. Ja, die psalmdigter praat in die was dit die 33 vertaling die woord welgeluksalig. Nou dis daarom so naby as wat jy sal kom aan dit. Ja, ek dink jy's reg. Maar Johan, baie dankie en dit was lekker om weer saam met jou te kuier. Ons het hopeloos te lank klaar saam met jou gekuier en ons het nou hierdie program te min tyd gehad om uit te vra oor die hoenders, maar baie dankie dat jy weer saam met ons gekuier het.
Alwen altyd 'n groot plesier en 'n voorreg. Ja, ons praat te min, maar julle praat te veel politiek, man. Ek bly nie by nie. Maar ja, dit was dankie. Dit was lekker geweest en dankie vir almal wat saam gekyk het. Ja, Johan, ek gaan kyk. Ek sal nou maar sien. Ons gaan dalk aan die Wes-Transvaal volgende week kuier. Ek net sien hoe loop my dinge. En dan gaan ons met die slim manne praat. Jy weet so, ek gaan nou maar moet sukkel om by te hou, maar dan gaan ons kyk of ons 'n bietjie oor verset kan praat. Ek sal net kyk hoe die persoon se program loop. En of ons hom volgende week kan uitkry, maar dit behoort 'n interessante program en dalk 'n reeks programme te wees, want ons gaan die goed 'n bietjie moet aan herkou. Dit gaan nie net een program wees nie. Alwen as jy verdwaal raak, vertel van Balharzia, jy was nie klas gewees. Sy, dankie. En dan van my kant af is dit soos ouer gewoonte. Ou wat in die Balharzia klas was, alles van die beeste en groente op die plaas.